Hooglied, vers vir vers, Hooglied 1 vers 3. My predol vir jou hartjie en belonings vir liefde. Hooglied 1 vers 3. U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is, daarom het die jong vroue u lief. Hooglied 1 vers 2 tot 5 is 'n hele paar liefdesverklarings van die bruid wat sy maak vir die bruidegom, om te verduidelik hoekom is hy so kosbaar vir haar. Salf. Dit was en is 'n tipe van medisyne. God kom in en genees al ons vorige emosionele traumas. Bridge to Haven van Francine Rivers is so 'n fantastiese boek om te lees van die emosionele genesing wat God vir ons wil aanwend. Net soos die film Stilte, een van die beste films oor emosionele genesing, wil God ons ook versorg, vertroetel en pleisters of salf aanwend op al ons ou emosionele wonde. Onthou, hurt people. Net God kan daardie volkome radikale genesing bring. So bid dit vandag vir jou en vir almal rondom jou. Dat God vir jou daardie stilte oomblik gee, soos in die film Stilte, waar jy dalk lanterns opstuur in die lig, om klaar te maak met al die ou monsters van die verlede. Shut up! Bly stil, doen wat hulle sê. Shut up! Okay. Sy het dus 'n engel gesing. God het jou gespaar. Ek glo nie meer in God nie. My naam is Pieter. So, wat dink jy van ons nuwe pastoor? Hoekom gaan praat jy nie met hom nie? Sy moes dit onderstel het. Sy gaan nooit weer kan sing nie. Die nag word stil hier rondom my, waar ek lê en staar na niks. Sand wat Antoinette van Wyk. deur die uur Twyfel of Daniel van my gehoor het. Antoinette van Wyk in my huis. op 'n droomskip se dek. Ek sang baie mooi oor die praat, as ek luister het graag. Ek mooi, my sang baie mooi. Dis die see met die reën. Kom, jy kan my help. Waarmee? Ons gaan die huis ver. Ek het nog nooit in my lewe huis geverf nie. Dit is altyd die eerste keer. Maak toe jou oë en gaan op reis na 'n plek waar ek vir jou liefde sal wees. Vrygemaak van die nag se klou, wieg met 'n glimlag in 'n wolk se val. Onbepaald is die lyn tussen vrede en onrus so klein. Onthou, God is altyd met jou. Want hy is my roodsteen Hooglied is die boek wat verduidelik wat dit sê reis wat elke gelowige loop. Waar God eerstens begin met die versorging van ons innerlike geesmens en dan ons op hoë plekke plaas.
los, sodat ons ander mense kan bedien en kan help. Die laaste 2 hoofstukke handel juis oor die bruid se bediening of haar ministry, maar God begin eers met die volkome genesing. 'n Gewonde soldaat in die oorlog gaan nie sommer 'n aanwants wees vir die bataljon nie. So God kom eers en genees ons eienaars voordat hy verwag van ons om vir hom te werk. And oh baby, om vir God te werk is fantasties, asemrowend en so belonend. 3 Johannes 1 vers 2 in die Engelse Bybel. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. In the Message Bible, I pray for good fortune in everything you do and for your good health, that your everyday affairs prosper as well as your soul. God wil ons nie net genees nie. Dis sommer 'n aangename en 'n lekker proses ook. Hy wil die reis ook vir ons kleurvol en mooi maak. Ek geniet Bybelstudie ongelooflik baie. Een van my hoogtepunte in my lewe was om Disney World te besoek 8 jaar terug. So gereeld bid ek, Here, maak asseblief hierdie Bybelstudie vir my lekkerder as my besoek aan Disney World. En hy eer my gereeld, keer op keer, waar die studies wat ek doen net so super avontuurlik is soos 'n besoek aan 'n pretpark. En hy sal dit met elke aspek in jou lewe ook doen. Jy kan dit oor alles bid. Here, maak my werk aangenaam en lekker. Maak die skottelgoed was aangenaam en lekker. U naam is 'n salf wat uitgegiet is. Om hierdie te verduidelik noem ek dit sommer the name game. Boeta en Sissa speel. Sissa wil nou player 1 wees op die PlayStation. Sy vra vir Boeta, kan ek player 1 wees? Boeta sê nee. Sissa hardloop na mamma en gaan klik. Mamma sê vir Boeta, dis nou jou beurt om player 1 te wees. Sissa gaan sê dit vir Boeta. Boeta sê, okay, jy kan player 1 wees. Wat het verander van die eerste versoek na die tweede versoek? Die autoriteit, die name game. En as ons dinge doen met die naam van God uitgespreek oor ons lewe, het ons meer autoriteit. Ek het nou onlangs The President's Keeper gelees van Jacques Pauw, en dit was op keer waar berigte kriminele gespog het met hulle goeie verhouding met ons president, waar hulle kon belastingontduiking doen, waar hulle vrygespreek word om kriminele en siviele aanklagte teen hulle naam, net omdat hulle 'n goeie verhouding gehad het met die president. Nou hoe meer kan ons ook so met boldness beweeg, omdat ons 'n goeie verhouding met God, die koning van alle konings, die regerder bo alle regerders, hoe meer kan ons ook so stap in oorwinning. Lukas 7 vers 47. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En daarom het die jong vroue u lief. Dink aan jou menseverhoudings, die vriendin wat gereeld opdaag met 'n aandete vir jou huisgesin, die vriendin wat jou kom help trek, die vriendin wat gereeld 'n boodskap stuur. Hoe gaan dit met jou? Is die vriendin wat soveel meer liefde alreeds gesaai het in jou hart, versus die vriendin wat jou net bel, 1 keer elke 2 maande wanneer sy jou wil gebruik, of vir jou 'n guns wil vra. En dis wat hierdie gedeelte van die versie ook sê. Daarom het die jong vroue u lief. Hoe meer jy al God se krag in jou lewe gesien het, hoe meer jy al gesien het wat God vir jou gedoen het, en nou praat ek van tasbare dinge, hoeveel meer liefde gaan jy in jou hart vir hom hê? Net soos daardie eerste vriendin wat ek beskryf het. So bid vandag en elke dag, wys vir my u liefde.